Vandag se woordverkondiging titel sommer 2 soorte geloof in Jesus. En ek wil met jou lees vanuit Lukas 17 uit. So as jy vandag in jou Bybel wil volg, kan jy solank oopmaak by Lukas 17 vanaf vers 11 tot 19. Dit is 'n gedeelte wat ek gelees het onlangs in my eie stilte tyd en miskien jy ken daai gevoel as jy ietsie lees en dan is dit soos 'n wat ons sal noem 'n rabbit hole, né? Dan val jy in hierdie ding waarin jy begin oplees en jy begin al meer en meer oplees. En dit is wat ek beleef het met hierdie teks. Dit is 'n aangrypende teks wat ek nie kon wag om vanoggend met jou saam te deel nie. Kom ons bid saam. Here, mag ons net 'n stukkie van hoe hierdie teks u besing en u lof verkondig, mag ons, al kry ons net dit 'n stukkie reg, om u so te verheerlik. Amen. In my oplees van hierdie Lukas 11, en hierdie rabbit hole waarin ek verval, kom ek agter dat Lukas 11 maak deel uit van Papyrus 45. Nou dis interessant, Papyrus 45 is hier op die skerm wat hy vertoon word. Dis ontdek in 1930 en dis ontdek van alle plekke, nie in Israel nie, maar juis in Egipte, kan jy dit dink? En dit is een van die vroegste kopieë van die Nuwe Testament wat ons het vandag. Dit is so vroeg dat dit dateer uit tussen 175 na Christus tot 220 na Christus ongeveer. So dit is 'n verskriklike vroeë papyrus. Een van die oudste soorte en hierdie Papyrus 45 maak deel uit eintlik van 'n kodeks en 'n kodeks was wanneer hulle sulke papyrusse saamgepars het met soos 'n boek gerugsteun het of gerugbind het en kodeks Papyrus 45 het oorspronklik bestaan uit 59 velle, papyrusvelle wat saam 118 bladsye vorm. Nou ongelukkig van hierdie 59 velle is daar slegs 30 velle wat nog behoue gebly het en eintlik maar fragmente van dit wat vir ons behoue gebly het. Maar hoekom hierdie Papyrus 45 so noemenswaardig is dit is 'n seleksie van Nuwe Testamentiese tekste wat alreeds hier in 175 na Christus gemaak is. Van al die sinoptiese evangelies, plus Johannes, plus die handelinge van die apostels. So dit sê vir ons verskriklik baie. Dit sê vir ons dat hierdie in 175 na Christus was die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge al so goed gevestig in die vroeg-Christelike kerk dat hulle saamgebind is en seleksies daarvan gemaak is en as boekvorm saam gefunksioneer het. Dit sê ons leer so baie oor hoe tekste oorgedra is, want jy kan nou hierdie vroeë tekste wat nog vir ons behoue gebly het, vergelyk met latere tekste en dan kan jy sien hoe is daar veranderinge of hoe is dit gedupliseer. So 'n verskriklike noemenswaardige fonds. Maar die vraag waarby ek vandag wil stil staan is, waarom is juis hierdie verhale uit Matteus, Markus, Lukas, Johannes geselekteer? 59 velle is te min om die volle evangelies neer te skryf. Hulle moes seleksies gemaak het. So hierdie verhale wat hulle gekies het, moes om een of ander rede besonders belangrik gewees het vir die vroeg-Christelike gemeentes. Wat het hierdie verhale vir hierdie vroeg-Christelike gemeenskappe beteken? En dan nog belangriker, wat beteken dit vir jou vandag in 2025? Want die teks waaroor ons vanoggend lees, maak deel uit van hierdie van hierdie Papyrus 45. Lukas 17 handel oor die 10 melaatse mans wat genees is. Kom ons lees dit saam. Op 'n keer
het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. En toe hy 'n sekere dorpie binne gaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitgeroep: Jesus, meester, ontferm U tog oor ons. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: gaan wys julle self vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom toe: is daar dan nie 10 wat gereinig is nie? En waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man: staan op en gaan, jou geloof het jou gered. So, ek neem aan, dat jy aanneem, dat ek vandag met jou gaan praat oor dankbaarheid. Nee. Dit is wat, as die deursnee verstaan van hierdie teks binne ons, binne die Christendom is, dat hierdie teks gaan oor dankbaarheid. Nou ek sê nie dat jy nie dankbaarheid hieruit sal kry nie, maar ek wil vir jou sê, as jy sê hierdie teks gaan oor dankbaarheid, is dit 'n totale verskraling van wat hier aangaan. Dis om die waarheid te sê, 'n baie elementêre benadering tot hierdie teks. Hier is soveel meer wat hier aangaan. Dis 'n teks inderdaad wat die verbeelding van Christene deur die eeue aangegryp het. Een van die mooiste skilderye vir my hieroor is die van James Christensen, The 10 Lepers. Kyk net hoe beeld hy hierdie toneel uit, en jy kan sien byvoorbeeld ook hoe die 9 ander mense eintlik vorentoe beur. Hy beeld hulle gretigheid om terug te keer na hulle mense toe. Beeld hy uit deurdat hy hulle nie vertikaal teken nie, maar eintlik vorentoe gebuig. Dis hulle gretigheid teenoor die 10de persoon wat regop staan, wat aandui dat daar 'n stop is. En hierdie persoon kyk terug na Jesus toe. So baie simboliek as wat daar is binne in hierdie skildery, so baie is daar wat binne in hierdie teks aangaan. En vanoggend wil ek jou vra, dat ons eers saam die teks bietjie verken, en dan wil ek graag met jou 'n geestelike waarheid deel, wat ek raak sien hier in die teks, die verband tussen geloof, gehoorsaamheid en genesing. Ek het geglimlag, want dit is wat Nadine nou na verwys het, sonder dat sy geweet het, is dit waaroor dit gaan. Dan moet ons vir onsself afvra, wat is die funksie van hierdie verhaal vir die vroeë kerk, en gevolglik wat dit ook vir ons kan beteken, en ek dink dit bring ons by die ontknoping van die verhaal. Wat beteken die verhaal regtig? As dit nie gaan primêr daaroor om dankbaar te wees nie, en dit doen nie, dis nie waar hierdie verhaal gaan nie. Waaroor gaan dit? En dan, wat is die groot verskil tussen die 9 en die 1? Hoe pas ons dit toe in? Ons sluit af met 'n slotgedagte. So kom ons verken saam die teks. Die eerste ding wat ek wil uitlig is, som 'n bietjie die kaart, die teks vermeld, dat op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. So as ons 'n kaart vat van die landgebied, en dan sien ons Kapernaum is heel bo, dis waar Jesus tans was, in die gedeelte vooraf, en hy's op pad na Jerusalem, en dan sien ons, moet hy eintlik deur, die kortste pad is deur Samaria, maar jy weet dat die Samaritane hulle toegang geweier het hier in Lukas 9 rond, weier hulle toegang, en daarom moet Jesus hulle 'n alternatiewe roete loop, en loop hy hier al op die grensgebied tussen Samaria en Galilea. Terwyl ons hierdie kaart hier voor ons oop het, as jy in die Bybelskole sou jy ook al, het ons al baie keer daarna verwys, dat die land eintlik denkbeeldig in 2 verdeel word. Hierdie is meer
noordelike aansig van die land, maar net so bo kan die Dooie See, vind jy Bethel, en dis die hoofstad van die Noordryk gewees, en Jerusalem was die hoofstad van die Suidryk gewees. So die land het mos nou in twee verdeel onder Salomo se seun, met die hele ding tussen Jerobeam en Jerabeam, en toe verdeel die land in twee, en die Noordryk het toe in 722 voor Christus, is hulle weggevoer deur die Assiriërs, en op die ou einde is die Suidryk weggevoer in 586. Nou, dis nie net sommer dooie inligting nie. Hoekom dit belangrik is vir ons verstaan nou, dit is waar die Samaritane vandaan kom. Die Assiriërs het nie net mense dan nou weggevoer nie, hulle het dan ook ander mense ingevoer. So toe hulle van die publiek van die Noordryk wegvoer, het hulle ander vreemdelinge van ander nasies ingevoer in die landgebied in. Die Suidryk het bly voortbestaan op daai stadium, en toe het die Jode wat aangehou bly het, wat nie weggevoer is nie, hulle het nie die volle volk weggevoer, het altyd die elite weggevoer. Die geleerde mense is weggevoer, maar is 'n klomp mense wat agterbly, en hierdie mense wat agtergebly het ondertrou met die vreemdelinge, die heidene wat van ander plekke af aankom. En gevolglik het die Suidryk toe gekyk na hierdie mense wat geondertrou het en nie meer Jahwe suiwer dien nie, het hulle op hulle neergekyk, hulle het hulle verag, hulle regtig gehaat. Hulle was nie meer welkom in Jerusalem nie, en gevolglik het die Samaritaanse volk eintlik ontstaan, en het hulle ook die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel, gebruik om God te aanbid, maar hulle het hom aanbid in Gerizim, 'n eie tempel toe genoodsaak om hom te bou daar, en gevolglik is dit waar hierdie haat van tussen die Jode en die Samaritane vandaan kom. Ons sien binne in hierdie teks ook belangrike temas wat tipies aan Lukas is. Het dalk agtergekom toe ons gelees het daar gestaan dat toe Jesus hulle sien, en dan weer op sy beurt een van hulle het gesien, en so dis 'n geliefkoeste tema van Lukas, om te speel. Hy's mos 'n mediese dokter gewees, so hy speel die hele tyd met hierdie die vermoë om fisies te kan sien, maar dan eintlik sinspeel dit op 'n geestelike insig. So dwars deur die boek vind jy dit. Dit begin sommer in Lukas hoofstuk 1, as Sagaria die visioen sien en hy uit die tempel uitkom en hy nie kan praat nie, dan toe weet die mense dat hy 'n gesig gesien het. En dan Simeon by die tempel wat die Messias sien, en Jesus wat die weduwee van Nain sien en haar innig jammer kry. Saggeus wat in die boom klim om Jesus te sien, en Jesus wat opkyk, was weer daar ook 'n wederwysige blik, soos in hierdie verhaal, al twee wat mekaar sien, en dan loop dit op tot aan die einde van die boek met 'n klimaks, as die Emmausgangers se oë oopgaan en Jesus sien. So dis 'n geliefkoeste tema van Lukas wat ons ook in hierdie verhaal sien. En ons sien dit ook in hierdie skildery van Christensen, hoe belangrik die sien is, die sien van dat hulle gesond word, beeld hy op so besonderse mooi manier uit, dat hulle dit in diepte aanskou. Binne in die teks, as ons nog steeds by die verkenning van die teks bietjie vertoef, sien ons dat daar moontlik getalsimboliek is. Die woord 10, dat daar 10 melaatses is. Nou dit kan wees inderdaad dat dit spesifiek net 10 mense was, en hulle 'n groep gevorm het. Dit kan inderdaad wees dat dit net 10 was, maar hoekom vind Lukas dit belangrik om dit te vermeld? Miskien is dit juis omdat die partygeleerdes sê, dis dalk juis omdat dit in die noorde van die land is. Die Noordryk was die 10 stamme wat weggevoer is, terwyl die Suidryk was die 2 stamme wat oorgebly het. Miskien sinspeel dit daarop. Anders sê, miskien, ons weet byvoorbeeld in die boek Openbaring is die getal 10 is 'n baie simboliese getal om te sê die totale getal. En miskien daar was miskien net 10
melaatses, maar Lukas gebruik hierdie 10 om ietsie te verwoord van die simboliek van die totale verdorwenheid van die mensdom. Die totale getal van die mensdom word gesimboliseer in hierdie 10 mense. Dis vir hom betekenisvol om dit te sê. En dan binne in hierdie teks, so baie simboliek as wat daar is in Christensen se skildery, so baie simboliek is daar wat in hierdie teks uitgebeeld word, byvoorbeeld deur teenoorgesteldes. Jy kom nie eintlik agter hoe baie beweging vind daar plaas nie, want dit is net 'n paar verse, maar die plek waar jy begin in die teks en die plek waar jy eindig is 2 totaal verskillende plekke. Hy begin met 'n groepskondisie, 10 melaatses, maar hy eindig by 'n individuele keuse wat gemaak word. Dit begin deur baie doelbewus te sê dat hulle op 'n afstand vir Jesus na hom toe uitgeroep het, maar dit eindig by Jesus se voete. Dit begin siek, eindig gesond. Maar hierdie siekte is meer as 'n siekte. Dit begin dat hulle onrein is, dit eindig dat hulle rein is. Dit is randfigure wat uitgestoot is, verstotelinge is, maar dit word eintlik 'n sentrale voorbeeldfiguur van geloof. Dis 'n heiden, 'n Samaritaan, wat op die ou einde 'n gelowige is. Jesus eien vir wie hy is. So hier is ongelooflik baie beweging wat in die teks plaasvind, net deur teenoorgesteldes. Ietsie van dit probeer Christensen in sy skildery ook uitbeeld. Jy sien byvoorbeeld die afstand wat hy skep tussen die groepskondisie en die individuele reaksie van die individu. En jy sien ook die kontraste wat hy probeer uitbeeld aan die hand van die klere wat verslete is. Dis so verslete dat dit byna spookagtig lyk. En tog, as jy kyk na elkeen se die stukkies vel wat wel sigbaar is daar nie een teken van melaatsheid meer oor nie. Om die waarheid te sê, partykeer lyk die vel asof dit so sag is, asof dit 'n vrou se vel is wat uitgebeeld word. En is hierdie teenstrydighede wat Christensen in een skildery probeer vasvang, die tekens van die verlede is nog teenwoordig, maar die nuwe hede het alreeds aangebreek en is alreeds ook teenwoordig. Ongelooflike simboliek. Ons sien ook in die teks is daar gelaaide woordeskat. Eintlik baie, en ek wil net eers een aan jou uitlig. Byvoorbeeld die woord vreemdeling. Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof behalwe hierdie vreemdeling nie? Dit is die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar hierdie Griekse woord teenwoordig is. Maar hierdie woord word 'n godsdienstige gelaaide term. Hoewel dit net hier in die evangelies voorkom. Toe Jesus hierdie sê, dit gereverbereer deur almal wat dit hoor, want dit was 'n tempelwoord gewees. Ons weet dit vanuit die Soreg inskripsie wat gevind is. Dis die Soreg muurtjie was so 1.4 meter muur wat die tempel in die tempelplein opgerig is om die Jode van die nie-Jode te skei. En die Soreg inskripsie lui: geen vreemdeling mag binne die heining en die muur wat die heiligdom omsluit inkom. Die enigeen wat betrap word sal self verantwoordelik wees vir sy eie dood wat volg. En hierdie woord vreemdeling is amper soos 'n skelnaam wat gebruik is om afstand te skep tussen die Jode, die volk van God versus almal anders, nie Jode. Dis 'n term wat soveel emosies opwek soos net 'n woord soos Sabbat of wet. So dis in hierdie teks vind ons met ander woorde gelaaide woordeskat. En daar's nog 'n woord, maar ek wil hom eers aan die einde met jou deel, wat net soveel gelaaide betekenis het.
So kom net laasens ietsie oor melaatsheid. Ek vra vir een van my seuns in die week om die teks te lees en net vir my te sê wat hy raak sien, en dit was my so interessant geweest want sien toe 'n klomp noemenswaardige goeders raak, en een van die goed wat hy uitlig is, hy sê, pappa, ek verstaan nie hoe ons begin by melaatsheid en hy eindig by jou geloof het jou gered nie. Ek het nogal gedink, dis nogal 'n sinvolle opmerking om te maak, en dalk net belangrik dat ons vir mekaar sê dat melaatsheid is baie meer as net 'n siekte. Ons sien dat daar ergens in die teks kom daar 'n skuif van net gesond word van melaatsheid na gereinig word. Melaatsheid was 'n siekte, eintlik 'n oorkoepelende siekte vir baie meer as net een soort siekte, oorkoepelende siekte vir 'n klomp verskeidenheid van siektes. Maar is baie meer as net 'n siekte. Dit omdat jy hierdie term oor jou het, word jy onrein beskou en word jy as 'n verstoteling hanteer, maar word jy ook gevolglik, bring dit jou verhouding met God in gedrang. So die wegneem van melaatsheid is nie net die gesond maak nie, maar dis ook die reiniging, die kultiese rein word daarvan, maar dis ook die herstel van verhouding met God. So kom ons sê net vir mekaar, om hierdie teks dan te verstaan, moet ons melaatsheid breër verstaan as net 'n siekte, en gevolglik moet ons genesing breër verstaan as net gesondheid. Wys dit heen na genesing soos 'n gesonde verhouding met God. Herstel en gevolg dan om verlos te word, gered te word. 'n Herstel van verhouding met God. En nou kan ons nou so 'n bietjie die teks bietjie meer ontpak, geestelike waarhede. En ek dink een van die hoofgoed wat vir ons uitspring, is hierdie verstommende verband tussen geloof, gehoorsaamheid en genesing. Die interessantheid is dat Jesus vir hulle sê, gaan wys julle self vir die priesters, en op pad daarheen is hulle genees. Jy weet dat hulle vir die priesters moes gaan wys, want die priesters is die een wat weer hulle toelaat om weer terug te keer na die gemeenskap toe. Maar wat hier nou plaasvind is dat genesing het nog nie deurgebreek nie. En Jesus sê vir hulle om hulle self te gaan wys vir die priesters, maar hulle is eintlik nog steeds siek. So dis 'n daad van geloof om te draai weg van Jesus af en om op sy woord te neem, die eerste tree van geloof te gee terug na die priesters toe terwyl hy nog siek is, en dan op pad soontoe, dan breek genesing deur. Dit is asof Lukas vir ons probeer sê dat geloof, as jy wil vra hoe lyk geloof in praktyk, geloof in praktyk lyk na gehoorsaamheid. Dis wat Nadine gesê het nou. Jy het dit gesê, dat die Here dit vir jou op jou hart gedruk het. Jy ervaar iets, en hy vra van jou, hoe gaan jy gehoorsaam wees? Geloof in praktyk sit om in gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid loop uit op genesing. Breër genesing is net die wegneem van siekte. Genesing in terme van herstel van verhouding met God. En dis 'n geestelike waarheid wat elkeen van ons aan kan vashou. Om die waarheid te sê, word dit eintlik soos 'n siklus om iets te aanvaar in geloof, in gehoorsaamheid daarop te reageer, te ervaar wat dit in jou verhouding met die Here doen vir jou, wat maak dat jou eintlik aangevuur word om met nog groter geloof te reageer, nog groter gehoorsaamheid te reageer, en dis hoe verdieping in ons verhouding met Jesus te werk gaan. Kom ons vra vir onsself af, wat is die funksie van hierdie verhaal? Waarom het die vroeë gemeenskap besluit om hierdie verhaal deel te maak van hierdie kodeks, wat uiteindelik nou vir ons vandag bekend staan as Papyrus 45? Wat is die funksie van die verhaal? Een van die funksies kom vir ons uit in vers 16. Eers in vers 16 lees ons, hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Eers heel aan die einde van die verhaal,
Is asof Lukas dit verberg hou, terughou, dat die identiteit van hierdie gelowige is 'n Samaritaan. Dis asof hy eintlik vir sy lesers 'n lokval stel. Almal wat luister na hierdie verhaal, neem aan, die gelowige moet die Jood wees. En dan blyk dit heel aan die einde, dat die gelowige was 'n heiden gewees. Die een oor wie daar uitgeroep word vreemdeling, geskel word vreemdeling. En miskien is dit juis hoekom Papyrus 45 in Egipte gevind is en nie in Israel nie. Want dit was belangrik om mense te laat snap dat God se guns is vir meer as net die Jode bedoel. God se guns teenoor mense is besig om uit te kring na almal toe. Na alle mense en nasiegroepe en ook verstotelinge en randfigure. God het guns oor almal. Ek dink die tweede funksie van hierdie verhaal, hoekom hierdie verhaal van die 10 melaatse man so belangrik was vir hierdie vroeg-Christelike gemeenskap, dat hulle juis dit geselekteer het, is omdat dit iets sê van die godheid van Jesus Christus. Dit wys vooruit op 'n subtiele manier, suggereer dit, waar Lukas se evangelie gaan eindig. En jy sien dit in byvoorbeeld vers 13, hierdie melaatse man het uitgeroep, Jesus, meester, ontferm U tog oor ons. En ek weet ons dink, dit is sommer nou maar net, dit klink soos tipiese bedeltaal, as jy hier by Pick n Pay kom, en iemand vra vir jou, gooi 'n paar snikke in die blikke asseblief, of wat, net, maar hierdie woorde, is eintlik gelaai, in die Griekse vertaling van die Ou Testament, in die Septuagint, is hierdie spesifieke frase, ontferm U tog oor ons. Dis hoe die psalms vertaal is. So wat ons hier eintlik mee het, is, dit suggereer, dat dit klink op die oor soos 'n gebed. Maar dit kan tog nie, jou lesers dink, maar dit kan tog nie wees 'n gebed nie, dit moet bedeltaal wees, maar tog is die woorde en die sinskonstruksie dui op 'n gebed. En dan vers 15 sê, een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof, maar waar kies hy om God te loof en te prys? By die voete van Jesus. Met sy gesig teen die grond, die postuur verklap, een van gebed, een van nederige gebed. En op 'n verstommende manier is Lukas besig om eintlik vooruit te wys. Hy's nog nie by die opstanding nie, maar hy wys vooruit op die godheid van Jesus Christus, wat alreeds sigbaar was deur die loop van sy lewe. Kom dan by die ontknoping van hierdie verhaal. Waaroor gaan hierdie verhaal dan waarlik? Vriende, as dit nie gaan daaroor om maar net dankbaar te wees nie, wat is dit? Vers 14 sê Jesus, toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. So, en nou moet hulle met geloof reageer en dit gaan doen, en gehoorsaamheid reageer. Nou wat is die doel van 'n priester? Aan die een kant, die priester is die middelaar tussen God en die mens. Hy moet namens God sy wil bekend maak aan die mense. En dan moet 'n priester ook namens die mense offers bring aan God. En dan moet die priester ook mense namens God rein verklaar. Hulle weer toelaat in die gemeenskap van gelowiges. Nou sê Jesus, gaan wys julle aan die priesters. Maar wat die man doen, toe hy agterkom, hy's gesond, toe gaan hy nie meer na sy priester toe nie. Toe draai hy terug en hy gaan wys hom vir Jesus.
En ons weet dit is wat hy doen, want Jesus stuur hom hierna nie weer terug na die priesters toe en sê, goed, dankie dat jy kom dankie sê het nie, maar gaan nog steeds na jou priester toe nie. Jesus gaan en hy stuur hom dan terug in die gemeenskap in. Hy sê, staan op, gaan, jou geloof het jou gered. Jesus verklaar die rein woord aan hom. So wat hierdie man besig is om te doen, is dis baie meer as net dat hy besig is om dankbaar te wees. Hy is besig om Jesus te eien as die ware priester en middelaar tussen God en mens. Dis wat hy besig is om te doen. Hy's besig om te sien, sê Lukas, hy's besig om geestelike insig te hê wie Jesus waarlik is. En dis hier waar die groot verskil lê tussen die 9 en die 1. Weet jy wat's die probleem tussen die 9 en die 1? En dit is dat die 9 het ook geloof gehad. Ons kan nie eers sê dat hierdie een man gelowig was, maar die 9 ander ongelowig was nie. Die 9 het ook geloof gehad. Ons sien byvoorbeeld, hulle roep, Jesus meester, daai woord meester. Lukas gebruik hierdie term, hierdie titel, telkens in die mond van net die apostels, wat vir Jesus dit noem, in Lukas se evangelie. En dan, hulle reageer ook op Jesus se bevel om terug te keer na die priesters toe, en hulle is gevolglik ook, hulle neem hom op geloof, hulle is gehoorsaam, en hulle ook word genees. So dis duidelik, hulle het ook geloof. Maar die groot verskil tussen hulle en die ander man, is dat toe hulle van Jesus gekry het wat hulle wou, is hulle wel terug na hulle ou priesters toe. Jesus was vir hulle slegs 'n middel tot 'n doel. En dit is waar ons twee soorte geloof kry in Jesus. Ons kry mense wat Jesus gebruik as 'n soort middel tot 'n doel, en sodra ons kry wat ons wil hê van Jesus, dan gaan ons aan na ons ander priesters toe, ons tradisionele priesters in my en jou lewe, en dan is daar 'n ander soort geloof, wat hierdie man vir ons openbaar, van wanneer ons, dat Jesus vir ons die finale woord word, na wie toe ons onsself wend. Ongelooflike manier beeld Christensen dit uit, tussen hoe mense reageer, aan die een kant die beheptheid met hulle self, die kyk na hulle self, teenoor die wegkyk na Jesus. Twee soorte geloof. En dit is hoekom dit ons bring noodwendig by die toepassing, hoe pas 'n mens hierdie teks toe, medegelowige, watter een van die twee soorte geloof openbaar ek en jy in Jesus? 'n beheptheid met self, of 'n wegkyk van self na die een priester toe? Of is ek en jy ook maar dat wanneer ons gekry het wat ons wou van Jesus, soos ons het gebid vir help, of vir vrede, of vir 'n man, of vir 'n werk, of vir gesondheid, of vir geluk, of vir verlossing. En ons sou voel, hy het ons nou op ons lewenskoers gehelp, en ons het nou rigting, dan word hy nie die finale stem in ons lewens nie. Ons keer dan ook maar terug na al die tradisionele priesters in ons lewens. Die stem van die priesters wat ons moet rein verklaar, genoeg moet verklaar, moet sê, jy's in. Is dit slegs die stem van Jesus wat vir ons belangrik is? Of is die stem van sosiale media, my beeld, my persona daar buite, heg ek ook waarde daaraan? Of miskien
kyk ons kort ook net na ons bankbalans, of ons bankbalans sê, ons is genoeg. Of miskien ons vriende, of ons besittings, of die plek waar ons bly, of ons werksplek, wat sê, jy het genoeg sukses. Elkeen van ons is so lief daarvoor, om nog steeds terug te draai na die stem van ons eie tydse priesters. En ek en jy kan ook aanleer om te sê, Jesus, hy alleen het die finale woord oor my lewe. Wat Nadine nou gesê het, selfs as gehoorsaamheid, beteken dat dit moeilik raak. Jesus het die finale antwoord oor my lewe. Soms af te sluit met 'n gelowige, wat vir my verstommend is van die evangelie van Lukas, is dat hy hierdie vermoë het om, ons weet nou op makrovlak begin hy die evangelie en eindig hy dit by natuurlik die kruisiging, die opstanding van Jesus, maar dit is asof Lukas deurgaans ook op mikrovlak dit reg kry om die evangelie in die kleine vir ons aan te bied. En so ook in hierdie verhaal. Hier op 'n baie subtiele manier sê hy in vers 11, op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem toe gegaan. Dis, om die waarheid te sê, dis in hierdie voorbeeld, is dit die 6de keer wat Lukas dit vir ons vermeld. Jesus is op pad Jerusalem toe. By die lesers van hierdie evangelie is daar besig om 'n spanning te ontwikkel. Wat gaan in Jerusalem gebeur? Natuurlik weet ek en jy wat gaan in Jerusalem gebeur. Daar wag vir hom die kruisiging. En dan binne in die teks 2 keer speel hy met die woord omgedraai. Eerstens staan daar een van hulle toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai. En dan sê Jesus ook op 'n stadium, was daar niemand onder hulle wat te vind is wat omgedraai het om God te loof. En teoloë sê dit lyk vir ons of Lukas besig is om te speel met die konsep van bekering hier. En die mooiste van my van alles, jy onthou hoe hy gelaaide godsdienstige woordeskat gebruik, soos vreemdeling, né? Die mooiste van alles is hy sluit hierdie verhaal af deur te sê, toe sê hy vir die man, staan op en gaan. En die woord wat Lukas hier gebruik vir staan op, is presies dieselfde woord wat hy gebruik om Jesus se opstanding mee te beskryf. Dis 'n evangelie in die kleine, wat hy hier besig is om aan te bied vir jou en vir my. Wat hy eintlik vir jou en my aanbied en sê, Jesus Christus het gesterf vir my en vir jou. En hy sien ons is 'n klomp randfigure, hy sien ons, hy roep ons op tot bekering. En dan breek daar 'n nuwe lewe in Christus op. En die uitnodiging rig hy aan ons om op te staan in Christus. En hierdie nuwe lewe te aanvaar met hom as die finale stem in ons lewe. Amen.